Soos julle kan sien het ek reeds voorheen die Engelse weergawe van hierdie besonderse sterstories op my YouTube kanaal gelaai. Maar nou is dit ook in Afrikaans, die taal waarin dit oorspronklik meer as 'n eeu gelede gepubliseer is deur Gideon Retief van Willig. Die Afrikaanse vertellings was in die RSG Sterre en Planete program van 21 Desember 2025 uitgesaai om saam te val met die Afrikaans 100 vieringe, aangesien Van Willig betrokke was by beide die eerste en die tweede taalbewegings. Net gou iets oor die term Boesman. Die benaming Boesman bly steeds die mees algemeen aanvaarde woord onder tradisionele Boesmans en die woord San is eintlik 'n beledigende term onder sommige groepe. Hulle verwys dikwels na die mense van die ou geslag om na die voorgeslagte te verwys. Ook net 'n waarskuwing dat die stories nogal grafies kan voorkom, maar dit getuig ook van die ongelooflike oplettendheid in die natuur wat hulle gehad het. G.R. van Willig was in die Parel gebore in 1895 en oorlede in 1932. Sy pa was 'n sogenaamde togryer en hy het as kind dikwels saam met hom transportreise meegemaak na Namakwaland, Boesmanland en die Handtam. Hy kon die Boesmantaal praat en het saans rondom die kampvuur hom dan verluister aan hierdie wonderlike vertellings. Jare later open hy 'n landmeterskantoor in Kalvinia en begin toe in alle ernstories te versamel. Tussen 1919 en 1921 publiseer hy Boesman stories in 4 volumes met sowat 30 stories in totaal, waarvan ongeveer 10% 'n sterrekundige inslag het. Sy hoofrede vir die boekies was om hierdie unieke stories te bewaar, maar ook om mense se belangstelling te prikkel en hulle aan te moedig om te lees in hierdie toe nog nuwe jong taal. Boek 1 handel oor mitologie en legendes en bevat die meeste van die sterstories. Om die stories te illustreer het Karel Botha en Martin Kilkenny die tonele vir ons uitgebeeld as Boesman tekeninge en om te help voorlees is Alma Leroux van die Kelders naby Gansbaai se hulp ingeroep. Net gou 'n bietjie agtergrondinligting. 2 diere het 'n baie prominente rol in hulle verhale gespeel. Die bidsprinkaan of mantis het oor baie mag beskik en kom in baie stories voor. Die groot waterslang met 'n skitterende steen op sy voorkop het onder die aarde geleef en het die waters van die aarde beheer. Hy het die fonteine laat ontspring en die vlakke van die mere beheer. Die windvoël het in 'n grot in die berge gewoon en as hy sy vlerke klap, dan het daar 'n sterk wind gewaai. Die maan is die skoen van mantis. Hierdie storie verduidelik hoe die maan ontstaan het en hoe dood in die wêreld ingekom het en hoekom die haas vandag nog 'n gesplete bolop het. Mantis het vir hom 'n nuwe paar sandale gemaak waarop hy baie trots was, maar een van hulle, die regtervoet, het hom seer gedruk. Hy vra toe sy dogter, die hamerkopvoël, om dit oornag in die water te laat week om sag te word. Toe die groot waterslang dit sien, was hy boos. Hoe durf mantis die water so besoedel met sy vuil skoen? Oornag laat hy toe die water opvries, sodat die skoen daarin sou vassit. Toe mantis die volgende oggend vir Hamerkop vra om die skoen te gaan haal, moes sy dit losbreek uit die ys. Sy bring toe die skoen vir mantis, nog met 'n groot stuk ys wat daaraan vasgevries is. Toe mantis dit sien, was hy onmiddellik briesend, en hy neem die skoen met die stuk ys aan en gooi dit hoog in die lug in. Windvoël was goed bevriend met Hamerkop. Hamerkop vra toe vir Windvoël om die skoen met die stuk ys hoog bo in die lug op te waai. Die skoen met die stuk blink ys daaraan skyn toe helder die nag. Dit was die eerste keer dat die mense van die ou geslag die maan gesien het. Hulle was baie bly om 'n lig in die nag te kon hê en het die maan met vreugde toegejuig. Nou kon hulle in die nag ook jag, die bokkies by die watergate gaan voorlê en eystervarke skiet. Die son het egter niks hiervan gehou nie. Hy wou alleen heerser oor die lug wees. Hy het die maan met pyle van vuur aangeval, sodat dit weer begin smelt het, totdat net die sool van mantis se sandaal oorgebly het, rooi van die Kalahari sand. Die mense was baie ongelukkig hieroor en het droewig geween oor die maan wat nou weg was. Hulle gaan pleit toe by die groot waterslang of hy nie 'n plan kan maak dat hulle weer so 'n handige lig in die nag kan hê nie. Die groot waterslang onderneem toe om 'n fontein in mantis se skoensool te laat ontspring, dat dit weer sal opvries en blink soos voorheen.
Dit gebeur toe so en die mense was baie bly. Weereens het die son die maan aangeval met vurige pyle wat dit weer laat smelt het. So vertoon die maan vandag steeds gedurig fases, van volmaan tot nuwe maan tot weer volmaan. Die mense van die ou geslag het geglo dat die gesmelte maanwater die dou, ryp en kapok op aarde is, maar dat dit ook magiese helende kragte gehad het. So het dit dan eendag gebeur dat daar maanwater op stukkies oorskiet vleis wat deur leeu's agtergelaat is, geval het. Die stukkies vleis het toe in muise verander, en dit is hoe muise ontstaan het. In daardie tyd het die mense van die ou geslag nie permanent gesterf nie, maar soos die maanwater altyd veroorsaak het dat die nuwe maan weer lewendig word, net so het die siele van die dooies ook weer lewendig geraak weens die magiese maanwater, sodat niemand permanent doodgegaan het nie. Soos die maan gegroei het, was daar later nie meer genoeg plek vir almal nie en hulle het weer teruggekeer aarde toe. Eendag is 'n seun se ma dood en hy smeek die maan om maar weer lewendig te maak. Simpatiek antwoord die maan: "Wees gerus my seun, jou ma sal lewendig na jou terugkeer. Sy slaap net 'n rukkie en is nie dood nie." Die seun stry egter: "My ma is dood, die wind het haar neusgate verlaat en die vuur is uit haar liggaam uit." Maar hoe meer die maan verduidelik, hoe meer stry die seun, totdat die maan hom vererg en afhak en die seun op die mond slaan. Die seun verander onmiddellik in 'n haas. Dit was as gevolg van hierdie insident dat hase vandag nog 'n gesplete boelop het. Die maan sê toe: "As gevolg van jou is alle mense vervloek. Van nou af sal hulle doodgaan en niemand sal weer lewendig terugkom nie." En dit is hoe dood in die wêreld gekom het. As jy hierdie storie geniet het, maak seker jy luister na al 6 stories in hierdie reeks wat ons opgeneem het. Kyk ook in die beskrywing is 'n skakel na die Sterre en Planete program van 21 Desember 2025 waar die volledige storiereeks uitgesaai is.